Here, dankie dat ons vandag hier mag wees. Dankie dat ons in die teenwoordigheid mag wees en net kan tot rus kom by U. Dankie dat U 'n afspraak met elkeen van ons het vandag. Help ons om te luister na dit wat U vir ons wil gee. Here, dat dit ons lewe sal kom verander. En dat ons sal weet, U is elke dag, elke sekond van die lewe saam met ons. Dankie Here vir U liefde en U genade. Amen. Kom ons lees Lukas 17 van vers 11 af. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: staan op, gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Ons lees tot sover. So hier is 10 melaatse mans, en Jesus is op pad na Jerusalem toe, en op pad soontoe reis hy langs die grens tussen Galilea en Samaria. Nou, as 'n mens nou 'n bietjie kyk na hoe dit gewerk het, is daar is mos nie 'n spesifieke lyn altyd van dis die grens, hier is daai kant en daai is daai kant. Dis maar mylpale. Daai sê ons is nou in die nuwe land, daai sê ons is in die ander land. En dis maar wat grense is, nê? Daar's nie 'n presiese lyn nie. So daar's 'n plekkie of 'n stukkie land tussen die twee streke wat so half tussen wat aan almal behoort en eintlik ook aan niemand behoort nie. En dit is nou waar Jesus besig is om te reis. En wanneer hy dan nou hierdie mense ontmoet, is dit waar hierdie mense gebly het. Iewers tussen niks en nêrens. Iewers waar niemand hulle regtig kon raak sien of wou raak sien nie. 'n plek waar niemand regtig wil bly nie, want dit is niemand se land nie, dis ook almal se land. En dis waar Jesus dan nou hierdie 10 melaatse mense ontmoet. Mense wat uitgeskuif is uit die samelewing uit, mense wat almal voor bang is, want net nou kry jy ook wat hulle het, mense wat onrein is, uitgestote mense, weggegooi. So hulle weet wat dit beteken om seer te kry, om ontken te word as mens. En dis mense wat fisiese pyn gehad het, mense wat permanent in pyn is. Want dis 'n velsiekte waar jou vel letterlik van jou afvrot. So dit moet regtig baie seer wees. So niemand wil naby hulle kom nie, almal bly op 'n afstand, en as hulle vir Jesus sien, dan bly hulle ook op 'n afstand, want hulle weet, hulle moenie vir ander mense hierdie gee nie, want ander mense moenie deur dieselfde hel gaan as wat hulle besig is om te gaan nie. Mense wat deur verskriklike goed gaan op die oomblik. Mense wat desperaat is om net gehelp te word. Hulle weet Jesus kan hulle genees. Hulle weet Jesus kan iets aan hierdie verskriklike ellende waarin hulle sit doen. Hulle weet dit, hulle het stories gehoor, hulle weet en hulle roep uit na hom. Hy is hulle kaartjie tot 'n beter lewe, 'n tweede kans op die lewe. En dan stuur Jesus hulle terug dorp toe en hy sê, gaan wys vir julle priesters hoe julle lyk. En op pad soontoe word hulle gesond.
En dit moes, as 'n mens net daaraan dink, dan moes dit 'n ongelooflike gevoel gewees het om dit te beleef. Iemand wat altyd in pyn is, om te voel aan hulle lywe hoe hulle hele lyf gesond word, hoe hulle vel fisies teruggroei en hoe die pyn in hulle lyf verdwyn. Dit moes iets amazings gewees het, nê? So groot wonderwerk en iets wat niks en niemand kan beskryf vir jou nie, want net hulle kon dit regtig ten volle beleef het. I mean, imagine net die vreugde wat hulle deur moet gaan. En dan lees ons geen reaksie nie. Baie snaaks, want dit is amper nie normaal nie. Hulle het nou net hierdie groot wonderwerk fisies in hulle lyf beleef. En hulle het nie reaksie nie. Iewers op die pad na weggegooi wees is daar 'n Samaritaan, hulle vyand wat ook weggegooi is en hy sluit by hulle aan. En hy word ook genees. Maar sy reaksie is anders. Hy wil amper weer uit sy val uitspring. Hy hardloop terug en hy gaan loof en prys God wat hom nou net genees het. Hy kan huis toe gaan, hy het weer hoop, hy het 'n nuwe lewe, hy's genees, hy's nie meer aansteeklik vir ander mense nie. Hy kan weer naby mense kom, hy kan weer aangeraak word deur mense. Hy's nie meer siek nie, hy's nie meer onrein nie. Hy het 'n nuwe lewe gekry. En dan is die vraag, hoekom kry iemand wat 'n Samaritaan is, wat tegnies 'n vyand is van God se volk, want hulle is beskou as onrein, hulle is beskou as nie die regte volk nie, hulle is beskou as vermeng, so hulle is nie welkom gewees in Israel nie, hulle is letterlik vyande, hulle het mekaar gehaat met 'n passie. Hoekom kan hy dit regkry om die God van die Jode te dank en te besef wat hy gedoen het vir hom, en die Jode wat sy volk is, kan dit nie doen nie. Die Jode, miskien het hulle dit vanselfsprekend aanvaar en gesê, maar ek verdien dit eintlik. Of dalk het hulle gedink, hulle verdien dit omdat hulle Jode is, omdat hulle goed genoeg is, wat Jesus hulle moes genees het. Ek weet nie, ons weet nie. Maar die feit van die saak is, hulle reaksie is snaaks. Wat het gebeur met hulle, dat hulle nie die grootheid van hierdie wonderwerk in hulle lewe kan besef nie? Ek meen, maar dit is soos die toppunt van genesing, die toppunt van wonderwerk, as jy fisies voel, hoe die vel wat besig was om van jou lyf af te vrot, voel hoe dit teruggroei, en jou pyn verdwyn. Ek meen, dit is amazing. Wat gebeur in hulle lewe, wat hulle nie dit kan besef nie? Partykeer dink ek gebeur dit met ons ook, nê? Daar gebeur goed in ons lewe wat amazing is, en as ons is, ag, eintlik het ek groter verwag. Ek het meer verwag. Of is nou nie heeltemal wat ek wou gehad het nie. Ons het hierdie prentjies in ons kop en dan doen God amazing dinge in ons lewe en ons is soos, God, ek wil dit eintlik anders gehad het. So klomp klagtes in plaas daarvan dat ons die wonder van die oomblik kan ervaar en beleef. En dan is die vraag eintlik maar op die ou end, hoekom sê ons dankie? Hoekom is Jesus so verskriklik teleurgesteld in hierdie 9 mense wat nie dankie kom sê het nie, wat nie dankbaar is nie? Dit is asof hy dit nodig het nie. Hy het nie nodig om geprys te word nie. Hy is die God van die heelal. Hy het dit nie nodig gehad nie, maar hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit vir God belangrik dat ons moet dankbaar wees? Hoekom verwag hy dit van ons? Hoekom sê hy so baie in die Bybel vir ons, wees dankbaar? Want hy is die God van die heelal, ons is klein en nietige mensies, hy het nie ons dank nodig nie.
So met ander woorde, dis vir ons. Want as mens dink aan dankbaar, as mens dink aan dankie sê, gebeur daar eintlik soveel amazing dinge in jou lewe as jy leef met dankbaarheid. As ons bereid is om dankie te sê. Eerstens, help dit ons om die waarheid en die realiteit van die saak te erken. Ons erken wie God is en wat hy in my lewe kom doen het. Ons erken, ek het dit nie verdien nie. Ons erken, ons het God nodig gehad in die eerste plek. Dit is 'n eerlike reaksie, natuurlike reaksie om dankbaar te wees en te sê en eer te gee aan die wat dit toekom. Om te sê maar ek is dankbaar en om te besef maar hierdie was nie ek nie. Dit beskerm ons ook teen 'n klomp goed. Dit help ons teen trots. Om te sê maar ek het dit self gedoen. Ek is so oulik. Dit was as gevolg van my wat hierdie gebeur het. As ons dankbaar is en ons sê dankie, dan erken ons dit was nie ek nie. Iemand anders of God het hierdie in my lewe gedoen. Dit was nie ek nie. Dit beskerm ons teen bitterheid om te sê maar ek het dit verdien. Dit was as gevolg van die feit dat ek is wie ek is, dat hierdie met my gebeur het. Ek het dit verdien. En as ons dit nie kry nie, dan raak ons bitter, want ek het dit mos nou verdien. Nee, so om dankbaar te wees en te erken dat iemand anders dit vir my gedoen het, help my om nie bitter te word nie. Om nie hierdie, om te voel, maar hierdie het my toegekom nie. Want dit het nie. Dit help ons en dit beskerm ons om nie onsself te vergelyk met ander mense en afguns te hê teenoor ander mense nie. Ek blaas vreeslik in die mikrofoon vandag, ek weet nie hoekom nie, skus julle. Maar ander kry dit reg. Dit beskerm ons teen dit, om te sê maar, as dit met ander mense kan gebeur, hoekom kan dit nie met my gebeur nie? In plaas van daarvan om te besef, maar ek het dit nie verdien nie, of ander mense het dit nie verdien nie, maar kyk hierdie wonderwerk wat in hulle lewe gebeur het. Sien, en dit is 'n geskenk wat die Here vir ons kom gee. Dis nie omdat ons so oulik is nie. Dit beskerm ons teen dit. Om afguns teenoor ander mense te hê. Dit beskerm ons teen blindheid. Want as ons nie dankbaar is nie, kan ons nie God se seëninge raak sien nie. Kan ons nie raak sien en beleef wat God in ons lewe kom doen het nie. So dit beskerm ons teen 'n klomp goed. En dis hoekom God vir ons kom sê, wees dankbaar. En dis ook hoe 'n liefdesverhouding werk. As ons nooit dankie sê nie, dan verbrokkel 'n liefdesverhouding. Hoekom? As jou kind nooit dankie sê vir jou nie, nooit waardeer wat jy doen nie, het dit 'n verskriklike groot invloed op julle verhouding. Nie omdat jy komplimente nodig het nie, maar omdat dit wys, jou kind verstaan nie die liefde en jou opoffering wat jy vir hulle doen nie. Dit maak seer. Dit maak seer as hulle dit nie raak sien nie. Ons moet dankie sê vir mekaar. Ons moet sê, ek sien raak wat jy vir my doen. Ek sien raak dat jy my liefhet. Ek sien raak dat jy moeite met my doen. Dit is vir my kosbaar. Dit beteken iets vir my. Later wil mens goed nie meer doen nie, want sien hulle regtig raak? Maak dit 'n impak op my lewe, op hulle lewe? Wil ek dit dan nog doen? So dankbaarheid, dankie sê, is so belangrik. Want dit help ons om te sien en te besef, dit wat die moeite wat ek doen, dit wat ek doen rondom my, beteken iets. Dit het 'n impak op mense se lewens. Dit het 'n impak op my, op ander mense, my geliefdes se lewens. Dit help my ook om die waarheid te onthou. As ons dankie sê, onthou ons wat God vir ons gedoen het. Ons sê dankie dat U vir my lewe kom gee het. Dankie dat U my kom nuut maak het. Dankie dat U vir my sondes gesterf het. En as ek kan dankie sê, dan weet ek is vol sondes, en dan kon ek op 'n plek in my lewe wat ek gesê het, maar ek het fout gemaak. Maar dankie Here dat U my nog steeds kosbaar ag. Dankie dat U bloed gevloei het vir my U liggaam gebreek het. Dis hoekom ons nagmaal vier, dis deel van ons dankie sê vir die Here.
Dankie Here dat U my raak sien. Dit help my onthou, God is besig in my lewe. Hy het sy lewe vir ons gegee. Dis te danke aan God wat ek is waar ek is vandag. En jou lewe word 'n getuienis verander. Ons kan vrede hê, al is ons omstandighede wat. Ons kan vashou aan die seëninge en die dankies. Want dit gee vir ons hoop. Dit help ons om te weet, God het voorsien in my lewe. Hy het my kom red. Hy het my lewe kom verander en hy sal weer. Dankie sê, help ons onthou. Help ons om te weet, maar God kom sy beloftes na. God is besig met ons in ons lewe. So dankie op die ouende, help ons op die ouende om te floreer in ons lewe, om voluit te lewe, die volheid van die lewe te ervaar. Dis Here, ek doen dit saam met U, en om nooit te vergeet, ons doen dit saam met die Here nie. Om nooit te vergeet, dat dit te danke is aan God. Dankbaarheid is deel van ons geloof. Nie omdat God dit nodig het nie, maar omdat dit regtig baie goed is vir ons. En omdat dit ons help, omdat dit ons leer in ons lewe. Hierdie 9 mense het die wonderwerk en die genade heeltemal gemis. Hulle is 'n kans gegee om weer terug te gaan na die samelewing. En hulle mis die grootheid van dit heeltemal. Dit is heeltemal oor hulle koppe. Hulle is blind. Hulle het die geskenk gevat, maar hulle het die gewer van die geskenk heeltemal gemis. As ons wonderwerke soek, as ons net wonderwerke soek en ons mis die God wat die wonderwerke doen, dan gaan dit weer eens net oor myself, om myself te bevorder. En ons sien nie die God van die wonders agter dit raak nie. Soveel dieper. God wil vir ons soveel meer gee in die lewe, as net 'n wonderwerkie hier en daar. Die vreemdeling het geglo. Die ander is fisies genees, maar hulle mis uit op soveel groter. Hulle mis uit op die redding van hulle self. Die vryheid wat Jesus bied binne 'n veilige verhouding met hom. Hulle mis uit op 'n nuwe identiteit. Een wat nie afhang van myself of my status nie. Een wat vas is al gebeur wat. Een wat veilig is in die hande van die Here. Maar vir dit om in my lewe te gebeur, moet ek kan erken wat gebeur het. Ek moet sê, dankie Here. Dit was nie ek nie. En ek het dit ook nie verdien nie. Dit was 'n geskenk uit 'n geweldige groot liefde wat God vir ons het. Dankie Here. Dankie dat U in my lewe werk. Here, help my om te sien wat U doen in my lewe. Verander my lewe. Stap 'n pad saam met my. Dankie, Here. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U groot is in ons lewe. Dankie dat U weet wat goed is vir ons, wat nie goed is vir ons nie. Dankie dat U ons nooit los nie. Here, die lewe is rof. En ons het so baie dinge wat ons pla, goed wat ons deurgaan, goed wat verskriklik seer is en waarvoor ons geen antwoorde het nie. Waarvoor ons geen uitkoms het nie, Here. Wat ons nagte laat wakker lê. Wat ons so laat stres dat ons nie kan funksioneer nie, Here. Wat ons moedeloos maak, Here. Here, ons vergeet so maklik dat U tog hier is. Dankie dat U vir ons sê, my kind, hierdie is nie die einde nie. My kind, ek is saam met jou.
Moenie worry nie. Dit gaan oukei wees. Doen jou beste. Ek is hier saam met jou. Niks kan jou wegvat van my af nie. Nie eers die dood nie. Hou vas aan my met jou alles. Ek is hier. Dankie Here dat U elkeen van ons raak sien. Dat U ons as belangrik ag. Want ons is nie eintlik nie, Here. Dankie dat ons kosbaar is vir U en dat U moeite maak met ons, sodat ons saam met U kan voluit lewe. Dankie Here, dat hierdie stukkies in my hart kom optel, as hulle in stukke op die grond lê. Dankie dat ons emosies kan ervaar, wanneer ons deur moeilike tyd gaan, en kan weet, Here, in U hande is ek veilig, ek mag maar. Dankie Here, dat U ons nooit los nie. Dankie Here vir U liefde en U genade. Amen.